Jesus, ons loof U. Jesus, ons prys U. Neem U ons harte en maak dit rein, dat ons gelowig U dien met liefde, ontvang die lof van kinders klein. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon, tot by sy troon wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon tot by sy troon wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, hemelse heerlikheid, hy ons sterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Vader, lofgesange prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loof en dank ons U te saam. Hoor die loflied, vreugdesange, neem dit aan in Jesus naam. Werk in U gemeente, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, in ons skole, in ons kerke, loof ons, dank ons U wees. U is heilig, maak ons heilig, deur die werking van U Gees. Ons skriflesing is vanmôre uit die boek Habakuk. Habakuk 3, daar gaan ons van vers 1 tot 19 saam deurlees. En ons
tema vir ons preek vanmôre is die Here is oral, ook op gevaarlike plekke. Maar voordat ons gaan lees uit Habakuk hoofstuk 3, terwyl u net so bly sit om u voor te berei vir die woordverkondiging, lied 442 vers 1 en 2. Gees van God wat in my woon, preek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God vir my al meer, vorm my tot U eer. Here, dit is vir ons vanmôre 'n groot voorreg om ook as gelowiges hier saam te aanbid. En ons weet ook, Here, dat ook in hierdie wintersoggend U hier teenwoordig is. En alhoewel dit koud is daar buitekant, is dit warm in ons harte, want U liefde en U teenwoordigheid bring warmte. En as ons dan vanmôre die Bybel gaan oopmaak by die boek Habakuk, bid ons, Here, dat U deur hierdie klein profeet met ons sal praat. Bid ons, Here, dat Habakuk vir ons opnuut ook op die hart sal druk, dat U oral teenwoordig is, al is ons op moeilike plekke in ons lewe. En bid ek, Here, dat U vanmôre van sitplek tot sitplek sal beweeg en U woord ook vir ons duidelik sal verkondig deur U dienskneg. En daarom vra ons vir U, Here, spreek, U dienskneg en U diensmaagd luister. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou lees uit Habakuk 3, maar net voordat ons gaan saam lees, wil ek net so 'n paar gedagtes met u opper rondom die boek Habakuk, dat u net so 'n bietjie 'n agtergrond kry van die boek. Nou, Habakuk was een van die klein profete gewees, en hy was werksaam gewees in die Suidryk in Jerusalem. En soos wat u weet, is daar in Israel destyds 2 ryke gewees, die Suidryk met Jerusalem as middelpunt, en dan die noordelike ryk met Samaria as die hoofstad van die ryk. Nou, die profeet Habakuk het opgetree in 'n tyd waar dit nie eintlik baie goed gegaan het met die volke nie, en daar plundertogte deur die Galdeërs onderneem is. Hy het opgetree in die tyd van 'n sekere koning met die naam van Jojakim. En Jojakim was nie 'n goeie koning nie, want onder hom was daar baie onreg en onrus en geweld gewees, en het Israel eintlik so 'n afdraande pad geloop. En toe het hy nog hardkoppig probeer om by die Egiptenare
aansluiting te soek teen Assirië, teen Nebukadneser. En die gevolg was dat Nebukadneser toe opgeruk het en uit Jerusalem het hy omsingel en hy die Galdeërs dan ook gebruik om Jerusalem te stroop en eintlik kaal te plunder. So hulle het nog nie Jerusalem ingeneem in daai tydperk nie, maar hulle het hom omsingel en verskeie plundertogte het hulle dan onderneem. En dit was so min of meer in die tyd 599 tot 598 voor Christus. Wat ek ook verder kan sê van hierdie kort boekie, is dat hy baie diep insny in die hart. En as u ook gaan kyk na die Nuwe Testament, sal u sien dat hierdie kort boekie ook baie aangehaal word. Nou ek lees vir u uit Habakuk hoofstuk 3, en dit is dan eintlik 'n visioen, wat dan ook vir ons 'n aanduiding gee van die pad wat die Here dan met die volk gaan loop. En ek lees vir u daarso van Habakuk 3, daarso vanaf die eerste versie. Dit is Habakuk se gebed, so hierdie hele gedeelte is eintlik dan 'n gebed van Habakuk. 'n Gebed van die profeet Habakuk op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen tog ook in ons tyd, laat u dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm u self in u toorn. God kom van Teman af, die heilige kom van die Paranberge af, Sela. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand so vol mag. Voor hom uitgaan die pes, en sy voetstappe volg die dood. En wanneer hy staan, skud die aarde, en wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuoue berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar, die berge waarvan hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kusan tref, en hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was ek kwaad vir die riviere, Here? Het die toorn teen die strome omvlam? Het die see op u woedend gemaak, dat u op u perde gery het, op die strydwaans waarmee u oorwin? Het u boog uitgehaal en met 'n eed die opdragte aan die pile bevestig, Sela? U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. En toe die berge u sien, het hulle gebewe. Stormwaters het verbygespoel, die diepwaters het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. En toe u vleiende pile blits en u blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In u granskap stap u oor die aarde, in die toorn vertrap u die nasies. U het uitgegaan om u volk te red, om 'n gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. U stroop hulle kaal van kop tot toon, Sela. Met sy eie pyle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die elendiges in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met u perde, sodat die magtige waters bruis. En toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag tot die dag van die oordeel met kom oor die volk deur wie ons aangeval is. En dan die bekende gedeelte van vers 17 af, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snarespel. En ons tekswoord vind ons dan in vers 19. Vers 19 sê die volgende: Die Here my God gee vir my krag, en hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Dat eintlik in ons tema wil ons vanmôre sê, die Here
is oral, ook op die hoë en gevaarlike plekke in ons lewe. Nou liewe broeder en suster, jy ken seker die bekende Halleluja lied, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. En ek dink dit is veral 'n lied wat ons op ons lippe kan hê, as dit baie moeilik gaan, en die lewensstorme rondom ons woed, dan is dit 'n resep om staande te kan bly, want as jy jou seëninge tel, dan kan jy ook vir God dank en verbaas wees oor dat God jou seën ten spyte van al die teëspoed. Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, en jy sal eintlik verbaas wees oor dit wat God ons skenk. Maar in hierdie gedeelte wat ons lees in Habakuk, gaan dit oor die teenoorgestelde. Dit gaan nie oor die oorvloed van seëninge nie, dit gaan eintlik oor die gebrek aan seëninge. En ten spyte van die gebrek aan seëninge en dat dit baie swaar gaan in Israel en Juda in daai tyd, jubel hy. Sê hy in ons tekswoord, nogtans, ten spyte van al die swaar kry waardeur ons gaan, en die seëninge so min is, en daar 'n gebrek is aan seëninge, nogtans sal ek in die Here jubel. Ons sal eintlik sê dat hierdie jubel te midde van moeilike omstandighede, hierdie nogtans eintlik 'n dissonant is, 'n noot uit sy plek is in 'n somber omgewing. Ja, die agtergrond is dat Juda is omsingel deur Nebukadneser. En hy gebruik die Galdeërs om strooptogte te onderneem en daar het feitelik niks oorgebly van hierdie roemryke land nie. En dit is dan, wanneer dit so sleg gaan, as ons dan vra ons die vraag vir onsself, waar is die Here in dit alles? As dit dan so sleg gaan, waar is God as dinge so sleg gaan? En baie maal is dit ook 'n vraag wat jy en ek vra. As daar 'n kroniese siekte gediagnoseer word, of as dit swaar gaan met ons kinders en kleinkinders, as daar 'n kind is wat die pad byster raak, as ek swaar kry met my boerdery, dan vra ek die vraag, waar is God as dit so sleg gaan? Waar is God as weerlose mense op 'n plaas aangeval word? Waar is God as ou mensies daar in hulle huis ingebreek word en hulle aangerand word? Waar is God in die swaar kry van mense? En as ons nou ook kyk na ons land, ons het pas 'n algemene verkiesing agter die blad, en daar's allerlei onderhandelinge aan die gang, en ek dink ons het ons vertroue basies verloor in die mense wat regeer. En wonder ons, wat wag vir ons op die pad vorentoe? Dis die vraag wat ons vir onsself kan afvra. Waar is God dan in al hierdie dinge? As ons al hierdie verval en agteruitgang sien, as ons byvoorbeeld deur 'n dorp ry. En ek dink dit is ook die vraag wat heel waarskynlik by die volk opgekom het. So die eerste hoofstuk van die boek Habakuk gaan basies oor dit wat ek daar vir u aandui, God is nowhere. Ek kan onthou dat toe ek nog in Graafrenet predikant was, ek 'n synodesitting bygewoon het, destyds in Port Elizabeth, vandag het hy 'n ander naam. En dit was 'n synodesaal wat so by die see geleë is op pilare. En professor Stefan Joubert het vir ons die lesing kom aanbied, ook na aanleiding van die boek Habakuk. En as ons die eerste hoofstuk van die boek Habakuk kan saamvat kortliks, is dit eintlik dan God is nowhere. En jy sal nou sien dat as jy hierdie sin lees,
as jy 'n bepaalde ander klem daarop plaas, dat hy heeltemal anders lees. Maar hier lees hy in hoofstuk 1, lees hy, God is nowhere. God is nêrens. En sien ons dat hierdie profeet Habakuk met die Here worstel. En dat hy baie maal die Here kwaadlik neem van die verval in die volk en dat die land so geplunder word. Let op wat sê hy in hoofstuk 1. Ek wil vir u net 'n paar verse lees. Habakuk 1, daar sou die tweede vers. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Vervolg hy in vers 3. Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Gaan hy self so ver in hoofstuk 1, daar is vers 13 as hy sê, u kan tog sien dat daar ellende is en u doen niks nie. Waarom doen u dan niks nie? Sê in vers 14, hoe kan u mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is? En dan verwys hy na die Galdeërs, sê dat die Here eintlik maar net maak soos die Galdeërs. Hy sê die Galdeërs vang mense met hoeke, trek hulle vas in nette, maak hulle bymekaar in treknette. En heel dikwels as dit swaar gaan met ons, dan kan ons eintlik daai Engelse sinnetjie vertolk. God is nowhere. En is daar baie stemme ook vandag wat dit sê, waar is God? Is hy dan totaal afwesig? Maar as ons daai nowhere bietjie anders gaan skryf, sien ons in die tweede hoofstuk, sien ons die volgende. God is now here. Hoor u die klemverskil tussen nowhere en nowhere? God is nou hier. Die profeet het geworstel met die Here en hy het gewag op die Here se antwoord. En toe kom die Here in hoofstuk 2 en hy sê dat hy die Galdeërs gaan vernietig en verslaan. En dan hoor ons dat hy aan die einde van vers 2 sê die profeet, die Here is in sy heilige tempel. Almal op die aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Die Here is hier. Hy is in sy heilige tempel. En dan gaan hy in hoofstuk 3 gaan hy aan en hy sê die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde vol van sy roem. Sê in vers 13, u het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red. Beleef hy die teenwoordigheid van die Here. God is nou hier. En kan ek ook aan u verkondig, as u baie maal deur swaar kry gaan, dat God is nie afwesig nie. God is teenwoordig. Hy's ook in hierdie erediens teenwoordig. Die afgelope week sien ek 'n dame in my spreekkamer wat deur baie swaar gaan. Baie teleurstellinge. En sê sy vir my dat wat haar aanbetref is die Here totaal afwesig. Is daar baie mense wat deur depressie en teleurstelling gaan, wat God is totaal afwesig belewe. God is nêrens. En kon ek vir haar sê, omdat ek weet sy depressief is, al beleef jy dit nie, God is teenwoordig in jou lewe. Jy ken mos daardie prentjie van die voetspore in die sand. Dat op 'n skool was daar in daai persoon se lewe 2 pare voetspore, haar voetspore en die Here se wat langs haar loop. En toe sê sy vir die Here, maar kyk daarso, was dit net my voetspore. Die voetspore in die sand is net 1 paar voetspore. Toe sê die Here vir haar, dit is nie jou voetspore nie, dit is myne. Dit is die tyd toe ek jou gedra het. En dan beleef mense baie maal nie die teenwoordigheid van die Here as hulle die chaos rondom hulle sien nie, soos die volk destyds. Is die Here teenwoordig? Dit is 'n feit.
God is nou hier. En die profeet het dit wel deeglik agtergekom. In hoofstuk 3 sien ons nog 'n verdere klem. Nie net van God is nou hier nie, maar God is everywhere. Sê die Here eintlik in hoofstuk 3, dat oral waar jy ook al gaan, ook op die gevaarlike plekke en die moeilike plekke in jou lewe, is God teenwoordig. Kom ons kom terug na die profeet toe. Hoe kon hy, ten spyte van al die chaos rondom hom, sê dat God is daar? En nogtans sal ek in die Here jubel. Hoe kry hy dit reg? Wat het hy gedoen? En nou moet ons 'n bietjie by Habakuk gaan leer en die Habakuk roete gaan volg. As ons op 'n plek in ons lewe kom dat ons die Here bevraagteken. En weet jy wat het Habakuk laat verander? Habakuk het gaan staan daar op die wagtoring. En terwyl hy daar op die wagtoring gestaan het, ons kan die volgende skyfie kry. Nog 'n skyfie daar sy. Hy het op die uitkyktoring gaan staan in Habakuk 2 vers 1. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestigingsmuur gaan inneem, en ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord en wanneer mense my verwyd. Dinge het verander in Habakuk se lewe. Die oomblik toe hy daar op daai wagtoring gaan staan het en uitgekyk het oor die stad en die Here se naam aangeroep het en gemeenskap met die Here gehad het. En die antwoord, my liewe broeder en suster, is die draaipunt, die Habakuk ruk toe kom, die oomblik toe hy die Here opsoek. Want Habakuk het werklik gemeenskap met God belewe. Hy het God regtig ontmoet. En toe die Here teenwoordig word in sy lewe, is dit asof daar iets werklik waar gebeur in sy lewe. Let op wat sê hy vir ons hierso, dat sy ingebande het gebewe, sy lippe het gebewe en sy bene het geruk. Die oomblik as jy in die teenwoordigheid van die magtige Here kom, verander alles. Hy het werklik waar 'n ontmoeting met die Here gehad. Ons kan sê dat hy 'n unieke ervaring met die Here gehad het, want hy het rusie gemaak met die Here, hy het geworstel met die Here, maar tog het hy op 'n stadium gepraat met die Here en hy het gesê ek gaan geduldig wees en ek gaan wag. Let op wat sê hy hierso in vers 3, jy moet geduldig bly wag as dit nie gou kom nie. Hy sal wag op die Here en toe die Here gereageer. En die Here maak 'n belofte en daai belofte gee vir ons dan ook in Habakuk 2 vers 3. En in Habakuk 2 vers 4 dat die regverdiges sal deur die geloof lewe. Dit is nogal interessant dat in die Galasiërsbrief verwys Paulus na Habakuk. En sê hy eintlik vir die volk en vir Habakuk dat die wat vermetel is en die wat nie regverdig is nie, ek sal hulle vernietig. Die wat regverdig is en in die geloof lewe, hulle sal lewe. Hy sê in vers 4, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Die ou vertaling sê, maar die regverdiges sal deur die geloof lewe. En toe laat die Here vir Habakuk hierdie visioen sien in hoofstukke 3, wat ons nou so pas gelees het. Kry 'n prentjie van hoe magtig die Here is. En kom hy in die teenwoordigheid van die Here en sien hy dinge anders. Maar weet jy,
die grootste wending en die grootste uitwerking wat die Here op Habakuk gehad het, was dat hy gejubel het ten spyte van die moeilike omstandighede. Nogtans sal ek in die Here jubel. Eintlik het die volk alles verloor. 'n sekere kommentator sê, it was a disaster on a total scale. En eintlik word die verval vir ons ook hier uitgebeeld. As hy vir ons hier sê, ek wil dit net vir u daar lees, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Ek dink baie van die mense wat hier sit, boer. Hoe sal 'n boer voel as daar geen skape in sy krale is nie? As die stalle leeg is, al die beeste is weg. As die oes op die land totaal vernietig is, daar's niks daarvan oor nie. As die vrugtebome nie meer dra nie, dat daar niks meer van my harde werk oor is nie. Alles is totaal gestroop deur hierdie mense. Daar het eintlik niks oorgebly nie. Totale verval. En ten spyte van die totale verval, eintlik sê Habakuk, maar nogtans, al is die beeskrale leeg, al is die stalle leeg, al is daar geen vrugte nie, al is daar geen oes op die land nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Wat Habakuk eintlik uitgevind het, is dat omstandighede kan wel verander, maar die Here verander nooit nie. Hy's altyd dieselfde. En lees ek in Hebreërs 13 vers 8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Wil ek vir u oopmaak by Romeine 8 vers 18 waar Paulus sê, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. In hierdie lewe is ons nooit gevrywaar van probleme nie. En ons is maar baie maal breekbaar, maar sê die Here vir ons dat ons kan na boontoe kyk. God is ons bron van hulp en krag. En kom ons dan by ons teksvers uit, wat hy dan sê, die Here gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Ek kan onthou toe ek in die Karoo predikant was in Graafrenet, het ek in 'n stapklap behoort. En ons het al daai koppe daar uitgeklim. Jy sal verbaas wees dat die Karoo wat mense dink plat is, sonder berge is. Daar's baie berge. En ons het een keer het ons die Tuintjiesberg gaan uitklim. Dit is as jy ry na die baai toe, dan sien jy hierdie reeks berge aan jou linkerkant en die een berg lyk soos tandjies, die Tuintjiesberg. Hy lyk soos mense se tande. En ons Tuintjiesberg het ons gaan uitklim en net voordat ons by die laaste kop is en by 'n plateau is, toe is daar 'n groepie ribbokke daar gewees. En ons het die ribbokke dopgehou want ribbokke hou op die hoë plekke. En ons was verbaas gewees hoe hierdie ribbokke behendig van een rots na die ander gespring het, baie maal op hoë en gevaarlike plekke. En sê die Here vir ons, dat as ons heel dikwels by die hoë plekke in ons lewe uitkom, by 'n gevaarlike plek in jou lewe uitkom, by 'n moeilike plek uitkom in jou lewe, maak hy ons voete soos die van 'n ribbok. Dat as ons al by daai hoë en gevaarlike plekke is, dat ons voete nie struikel en ons dalk afgly teen die afgrond nie. Gee vir ons die voete van 'n ribbok. Staan daar in hierdie gedeelte, die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Is dit nie wonderlik om dit te weet, dat die Here vir ons sê, dat as ons baie maal voel, maar ek is moedeloos, ek is op die grond, sê hy vir ons in Jesaja 40, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Sê hy vir ons in 'n gedeelte, soos Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat vir my krag gee. Ek kan onthou toe ek nog so 'n klein seentjie was, en op skool was, en partymal geneig was om so 'n bietjie vinnig my meer te verloor, het dit my baie maal gebring by punte wat ek op die skoolgrond in gevegte betrokke geraak het. En gewoonlik as daar dan 'n geveg was, het die hele skool eintlik so toegesak op hierdie 2 kapokke handjies. En dan het hulle geskree, fight, fight, en dan het ons 'n streep getrek in die sand. En dan, as jy die uitdaging aanvaar het, ons het met Kalfoot skool toe gegaan, het jy 'n streep getrek in die sand en oorgetrap en sê, nou kan ons maar beklei. En ek het hierdie bepaalde dag, het ek 'n bietjie groot gehap, want die ouetjie wat my nou kwaad gemaak het, was heel wat groter as ek, so ek het bietjie opgekyk na hom toe. En voordat ek die uitdaging aanvaar om oor die streep te trek, het ek na die ouetjie so opgekyk en eintlik vir die ouetjie gesê, maar wag net so 'n bietjie. Hy sê, wat wil jy nou gaan doen? Ek sê, ek wil net my pa gaan roep, hy's baie sterker as jy. En ons kry baie maal te doen met sulke omstandighede, is dit nie so nie? Dat ons kan dit nie alleen hanteer nie, dit is te groot vir ons. En dat ons vir God inroep. Die Here gee vir ons krag. En dit is die boodskap wat ek wil verkondig vanmôre. Ons is partymal so bewus van alles wat rondom ons gebeur. En die nuus van die dag maak ons so mismoedig. En die toekoms lyk nie rooskleurig nie. Ek wil vir u sê, hou die oog op die Here. Want die Here is nie nêrens nie. God is nie nowhere nie. God is nou hier. Hy is teenwoordig en hy's kragtig en hy kan ingryp in mense se lewe. God is oral, ook op die gevaarlike plekke in ons lewe. Maar wat is die Habakuk les wat jy en ek moet leer? Heel dikwels moet ons stil word. Moet ons op die wagtoring klim en die Here opsoek, sodat ons sy teenwoordigheid kan belewe, want toe hy die teenwoordigheid van die Here belewe, het sy knieë op mekaar geknak, het sy lippe gebewe, want om in die teenwoordigheid van die Here te kom, is 'n ervaring, en het sy hele siening en sy hele lewe verander. En baie dikwels omring ons met geraas. Sê die Here, skakel die geraas af. Word stil voor my. Wanneer laas het jy werklik waar stil geword voor die Here? Die Here werklik waar gaan aanroep. Sy teenwoordigheid en heiligheid belewe. Van die oomblik as jy in die teenwoordigheid kom van hierdie almagtige Here, verander die prentjie heeltemal. En dan kan jy, soos Habakuk sê, al lyk die dinge rondom my so sleg, nogtans sal ek in die Here jubel, want my krag en my sterkte lê by die Here. Ek sluit af. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. God is oral, ook op die hoë en gevaarlike plekke in ons lewe, en mag u dit ook so belewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie maal
wil ons ook soos 'n Habakuk, as ons rondom ons kyk, opstandig word. As ons al die onreg en al die verdrukking sien, wil ons ook soos 'n Habakuk in in 'n woordestryd gaan. En ook soos 'n Habakuk vir die vraag vra, maar Here, hoekom laat U hierdie goed toe? Hoekom gebeur dit? Doen U dan niks nie? Maar dankie Here, dat ons dit kan weet, dat as ons U opsoek en bewus raak van U heilige teenwoordigheid en krag, dat ons dit kan weet, dat ondanks die chaos is U nog steeds hier. Is U hier vir ons? Is U oral teenwoordig, ook as ons op 'n moeilike plek in ons lewe ons bevind. En wil ons ook sê, Here, ons wil U vir U kom opsoek, en ons wil ons krag en ons sterkte by U vind, want deur U is ons tot alles in staat wat vir ons krag gee. En ons wil ons toevlug neem tot U. Dankie Here dat U lewe. En dankie Here dat U nog steeds mense se lewens en omstandighede verander. En wil ek ook na U toe kom, Here, en hierdie mooi gemeente Valwater aan U opdra. Ook waar hierdie gemeente homself bevind in 'n situasie van onsekerheid oor hoe die pad vorentoe kan lyk. Weet ons, Here, dis U gemeente. En weet ons, Here, dat U vir hierdie gemeente sal sorg en vir hierdie gemeente in stand sal hou. En bid ons, Here, dat daar, soos wat daar jare dit al gebeur, die woord verkondig sal word, ook in die eredienste hier. En bid ons, Here, vir die groei van hierdie mooi gemeente. Dat Valwater ook hier in die omgewing waar U hierdie gemeente geplaas het, soos 'n stad bo op 'n berg sal wees. Bid ons, Here, vir die kerkraad en die leiers en die kerkkantoor en elke gemeentelid, dat U vir hulle sal dra, juis omdat U oral is en teenwoordig is. Wil ek elkeen wat vanmôre hier is aan U sorg opdra, iemand wat dalk by 'n moeilike plek is, worstel met siekte, worstel met probleme, wil ek elkeen aan U opdra, U wat sê, kom na my toe, elkeen wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie Here, dat U vir ons 'n toevlug is. En nogtans, al lyk dinge partymal vir ons so sleg dat dit ons moedeloos maak, dat ons in U kan jubel, omdat U teenwoordig is, en ons die voete van 'n ribbok gee, en ook vir ons krag gee vir elke dag met sy uitdagings. Ons wil nou kom, Here, en opnuut ons lewe in afhanklikheid aan U vasmaak. En dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. U kry nou die geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Die dankoffers was kort vanmôre gewees. Die orgelis het so mooi gespeel. Ek het amper gesê, jy kan maar voortgaan om so te speel. Ons slotlied is 'n pragtige lied. Dit is ook 'n beruiming van
die tekswoord, al sou die vyeboom nie bot nie, kom ons sing dan lied 516, sing ons dan staande saam, 2 keer, en na die uitspreek van die seën, sing ons dan vonk 144, vers 1 tot 3, vrede van God. Al sal dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteborde wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig, geen bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag. Hy laat my loop waar ratsdiereboks gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ons kan nog 'n versie sing. Al sal dan ook die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugteborde wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag. Hy laat my loop waar ratsdierebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei deur sy Gees. Amen. Vrede van God, die vrede van God, die vrede van God is met jou. Vrede van God, vrede van hom, die vrede van God is
is met jou. In Jesus naam, in Jesus se naam, in Jesus se naam gee ek jou. Vrede van God, vrede van hom, die vrede van God is met jou. Heilige Gees, die Heilige Gees, die Heilige Gees is met jou. Vrede van God, vrede van hom, die vrede van God is